Dit is die 16de Julie. My naam is Estie Geldenhuys en ek is regtig vanmôre hier in 'n marathon, want ek het 'n kosbare hond wat vreeslik blaf vir enige ding en ek vertrou ons Vader dat sy nou hierdie keer gaan stil bly. Ek weet nie die hoeveelste keer probeer ek net van vooraf om hierdie opname te maak nie. Maar ja, hier sit sy nou by my en mag Vader die engel stuur om haar rustig te hou. Ons is besig om te gesels oor dankbaarheid vir die 11de keer en ons dankbaarheid in hierdie reeks oor die wonder van ons almagtige Vader se karakter. En dit waarna ek vandag wil kyk, 2 name, Yahweh Makeh. Weet jy, dit is die Here wat straf. Want hy kan niks wat verkeerd is ongestraf laat bly nie. En die tweede naam is Elkanah, wat baie na aan Makeh lê, want Elkanah beteken die jaloerse God. Hy wat ons geskep het, wil graag dat ons in hom, vir hom, met hom sal wees. En wat dit ook al is wat ons uit sy teenwoordigheid en uit sy karakter en uit hom uit wegvat, daarop is hy jaloers. En daarom wil hy straf, sodat ons sal terugkom na waar hy vir ons soek en wil hê. Nou verlede week het ons nagedink oor Tzidkenu, die God van geregtigheid, met ander woorde reg, nie verkeerd nie, en ook Yahweh Gmolah, die een wat juis vergeld. As ons verkeerd doen wat ons weet, dit is iets wat opgevolg gaan word deur hierdie Almagtige. Met ander woorde, die element van vergelding in sy wese is hier baie sterk na vore, né? Hy wat ons wil help om te bly op die spoor wat hy vir ons bepaal het. Dit is wat sy wese is. Hierdie groepering van name lei ons vandag na 2 name wat juis waarsku dat ons almagtige Vader regtig straf. Waarom? Omdat hy jaloers is. Wat elkeen van ons vir homself uitgedink het, hy het elkeen van ons vir homself uitgedink, en hy wil nie dat ons hele lewe weg van hom afloop nie. Daarom is die naam wat ons volgende week gaan bedink, Yahweh Gehol, die Here ons verlosser. Dis vir volgende week. Verlossing. Dit is wat op die hart van ons Vader is. Hy wil verlos. Maar wat daarvan dat soveel mense hulle hele lewe lang klaar leef sonder om ooit eers te besef dat hulle eintlik verlossing nodig gehad het. Laat staan nog om te verstaan waarvan die mens verlos moet word. Ek wil eers bid. Vader, dankie. Dankie dat U ons nie gemaak en gelaat staan het nie. Dankie dat U nooit ophou om met ons bemoeienis te maak nie. Dankie Vader, dat U voor die grondlegging van die aarde reeds elkeen van ons se doel in hierdie lewe beplan en bepaal het, volgens Efesiërs 1:3. Dankie dat U nie 2 van ons regtig eers gemaak het nie, maar dat U almal van ons vir 'n spesifieke doel geskep het. Ons erken en bely dat ons vir hierdie rede ook nodig het om U te leer ken, om te leer, om U te gehoorsaam, sodat ons by U God gegewe doel vir elkeen van ons kan uitkom. Vader, ons bely dat ons dit nie op ons eie kan doen nie. Help ons asseblief. Dankie dat U nie huiwer om ons te dissiplineer wanneer ons stilstarrig is om te leer nie. Help ons om die betekenis van hierdie 2 name wat ons vandag bekyk, werklik te verstaan en ook om na die betekenis daarvan op te leef. Dit vra ons uit genade en verwagting en absolute afhanklikheid alleen. Dankie Vader. Amen. Die eerste naam vir vandag dan is Elkanah, die jaloerse God. Die jaloesie van Elkanah dra geen negativiteit in hom om nie. Hierdie jaloesie
is juis gemik daarop dat hy nie wil toesien dat enige iets wat negatief is met ons gebeur nie. Hy kan ook nie toekyk hoe een, soos sy groot vyand Satan, ons mislei en verlei, sodat ons dinge aanvang wat 'n wig tussen Elkana en ons indryf nie. Hier is sy liefde letterlik jaloers. Hy wil niemand van ons verloor nie. Daarom verkies hy om betyds as Yahweh Makeh, die een wat straf, op te tree. Sien in jou geestesoog, hoe hy as Makeh sy arm uitsteek om te verhoed dat jy jouself in gemors beland. Hy het jou so lief, dat hy eenvoudig nie kan toesien, dat jy enige iets aanvang, wat jou uit sy teenwoordigheid kan wegneem nie. Onthou, hy is alwetend. Ons dink dalk, ons neem 'n onskuldige besluit, maar hy weet waartoe hierdie besluit kan lei. Hy verstaan hoe ons verkeerde besluite ons op 'n totale dwaalspoor kan laat beland. Daarom wil hy betyds keer. Hy wil ons letterlik stop, sodat ons nie sal droog maak nie. Hy is jaloers, en hierdie begrip van jaloesie is dalk vir ons 'n negatiewe konnotasie, maar hier kom jaloesie van Elkana juis uit liefde. Liefde wat wil opbou en bemoedig. Liefde wat ons wil sien ontwikkel tot die maksimum wat hy vir ons in gedagte het. Praat julle ook soms oor 'n kind wat al stadig optree en dan sê ons mos, hierdie enetjie vra nou vir 'n baksla. Dit is presies die hart en bedoeling van Elkana. Wanneer ons in halstarrigheid net nie luister nie, moet Yahweh Makeh letterlik kom handbysit. Elkana, die een wat straf. Nee, Elkana, die jaloerse God. En Yahweh Makeh, die een wat straf. En so werk dit soos 'n hand in 'n handskoen. Weet jy, asseblief, niemand van ons het nodig om so ver te gaan, dat ons regtig Elkana so tart, dat Yahweh Makeh moet kom intree en optree nie. Daarom moet ons Vader se karakter leer ken. Leer hom ken as Makeh en Elkana. Hierdie deel van sy karakter wil my en jou juis boetseer tot die beste wat ons kan wees. Vertrou hom vir wie hy is. Wag op hom. Vra selfs dat gehol sal keer, dat hy sal verlos, waar ons hom in eie sinnigheid ignoreer. Dankie Vader, dankie. Dankie dat U ook Elkana, die jaloerse God is. Alleen uit U liefde is U jaloers. Omdat U nie kan toesien dat een van ons U geliefdes uit halstarrigheid net sommer wegdryf nie. Dankie dat U as Yahweh Makeh ons help om binne U wil te bly. Wees ons genadig. Mag ons U ken en respekteer en gehoorsaam in wie U is. Raak ons asseblief aan, Vader. Begelei ons. Leer ons om waaragtig in gehoorsaamheid aan U te leef. Ons eer U. Amen.